Die laaste onderwerp by die 3D-vorms is volume en kapasiteit. Leerders moet hierbo seker maak dat dit ook wel met 'n driedimensionele figuur te doen het, maar nou gaan ons werklik waar uitwerk wat die spasie of die ruimte is wat 'n driedimensionele figuur of 'n prisma kan besit dan. As jy gaan kyk na hierdie reghoekige prisma, die ruimte wat hy besit of die volume wat hy gaan vat, gaan wil weet hoeveel water kan ons daar binne ingooi om daai driedimensionele figuur te vul. Dit wil sê dat die aantal spasie wat die prisma opneem, volume is, en die aantal spasie binne in 'n prisma is die kapasiteit dan. So wanneer jy byvoorbeeld 'n padboks sou vat en ons bou hom, sou hy die spasie wat hy opneem sou volume wees en die aantal spasie wat binne-in is om pap in te gooi word kapasiteit dan genoem. Die formules om die volume uit te werk vir 'n kubus, dis weer 'n driedimensionele figuur, so die vorm moet driedimensioneel nou wees. Dis nie byvoorbeeld soos buiteoppervlakte waar jy hom oopgesny het en hom plat gevou het nie, want nou wil ons juis uitwerk wat kan ons binne in hierdie driedimensionele figuur stoor. So omdat hy driedimensioneel is, het hy 3 dimensies wat ons meet. Hy het 'n hoogte, hy het 'n lengte en hy het 'n breedte. Maar by 'n kubus is hierdie 3 afmetings presies dieselfde afmeting. So daarom kan ons net sê lengte tot die mag 3. By 'n reghoekige prisma sal die lengte, hoogte en breedte nie noodwendig dieselfde afmeting wees nie, en dis hoekom ons die lengte met die breedte en die hoogte bemaal om die volume uit te werk. Die eenheid vir volume word kubieke sentimeter of kubieke millimeter of kubieke meter of kubieke kilometer genoem. So omdat daar 3 dimensies is en kubieke die kapasiteit of die volume voorstel vir ons. Weereens moet al die afmetings asseblief dieselfde eenheid wees. Ons kan nie in sentimeter en millimeter saamwerk nie. So almal moet herlei word na dieselfde eenheid toe. Laastens wat ons doen by kapasiteit en by volume, is die herleiding van kubieke na vloeistof toe. So nou dat ons weet wat die spasie en die ruimte is, wil ons graag weet hoeveel milliliter of liter of kiloliter kan ons in hierdie spasie dan voeg. En om dit te bepaal, is die belangrikste een wat ons moet ken is 1 kubieke sentimeter spasie sal 1 milliliter water bevat. So wanneer jy 5 kubieke sentimeter spasie het, sal daar 5 milliliter water inpas. En 100 kubieke sentimeter spasie sal 100 milliliter water bevat. Nou wanneer ons by 1000 kubieke sentimeter kom, sal dit 1000 milliliter vat. En ons weet dat 1000 milliliter gelykstaande is aan 1 liter. So wanneer ons nou wil weet hoeveel liter water hy bevat, moet ons hom in 1000 milliliter kon bepaal het. Laastens, as ons nou sou gaan na 1 kubieke meter toe, sal dit gelykstaande wees aan 1 miljoen kubieke sentimeter. En 1 miljoen kubieke sentimeter sal 1 miljoen milliliter voorstel, wat 1000 liter voorstel, wat 1 kiloliter voorstel. Wat met ander woorde, wanneer jy 1 kubieke meter spasie het, sal 1 kiloliter water daarin pas. En 2 kubieke meter spasie sal 2 kiloliter water bevat.